Goeiemiddag, baie welkom by Nuuspot se eerste middagete gesprek met Dawie Rood van die Efficient Groep en professor André Dievenage van Noordwes Universiteit. Nuuspot het verlede jaar met R0 in die bank begin. Ons het nog steeds R0 in die bank, maar ons is nog steeds hier. So ek dink dit sê iets. En ons is Nuuspot bied stories agter die nuus aan, Afrikaanse stories agter die nuus, en ek dink julle sal kan sien in die inhoud vir die wat Nuuspot volg dat ons regtig besig is om goeie inhoud te begin lewer. Sakeliga Piet Leroux, baie dankie. Julle het gehelp om vandag se dag moontlik te maak. Ek gaan nou vir Piet net vinnig 'n woord laat sê, dan wil ek ook vir Fines for You sê Cornelia, baie dankie. Julle het ook gehelp om die dag moontlik te maak, en dan sal jy sien hier op die tafels is Middelvlei wyne. Ben Momberg, baie dankie. Hy het vir ons 'n klomp wyn gestuur. Baie dankie Middelvlei. Regtig lekker wyn, regtig goeie wyn. So Ben, baie dankie. Ek gaan nou vir Piet die geleentheid gee om net vinnig iets oor Sakeliga te sê, want hulle speel deesdae 'n baie groot en belangrike rol in die sakewêreld van Suid-Afrika, soos hy tans daar uitsien, wat deel vorm van ons gesprek vanmiddag. Baie dankie Isak, vriende, my naam is Piet Leroux, soos Isak gesê het, en ja, van Sakeliga se kant af, dis die tipe onderwerpe wat Nuuspot aanroer, wat ons oor moet gesels, wat gebeur wanneer dinge nie werk nie in 'n land, wanneer die normale meganismes om dinge reg te maak nie werk nie. En dis waar mense het soos die gaste vandag, waarmee ons graag hier is om te luister, maar dis ook hoe ons Sakeliga se rol sien, en om dinge te maak werk, selfs al werk die tradisionele maniere nie, kom ons sê op 'n staatsbestande wyse. Dankie Isak. Dawie en Andre, julle is aan die woord. Menere? Ek dink die agbare professor. Ja, ek dink as ons kyk na die tema, kom ons begin die breë raamwerk. Ons trek die lyn oor die Suid-Afrikaanse politiek waar ons tans staan. Dan wat my betref is die politieke bedeling by 'n kantelpunt. Hier's 'n kombinasie van kragte wat die stelsel uit sy ekwilibrium neem in 'n tipe van 'n disekwilibrium. En die moment as dit gebeur, genereer dit 'n klomp kragte wat begin beweeg. En as ek vinnig net so 'n paar kan aanraak, binne die ANC het ons nou die groot dinamikas, Ysmagashule en daardie groepering, die RET groep versus Ramaphosa en die dinamikas daar. Saam met dit jou oppositie wat begin herkonfigureer. Dan kyk jy na die ekonomie, en Dawie kan daaroor meer uitbrei, maar as jy net die belastingbasis vat van hierdie land, dan is ons eintlik reeds in 'n krisis. Ons is nie volhoubaar nie, mede teenoor ekonomiese groei, mede teenoor werkloosheid en die politieke verwagtinge wat daar teenoor gemobiliseer word, dan is hier 'n krisis. Kyk jy na die sosiale dinamieke, dan sien ons werkloosheid, 50% mense in armoede, jy sien eskalerings in basies misdaad. As jy net kyk wat misdaad heen gegaan het die eerste kwartaal van hierdie jaar, en jy dink aan jou moordsyfers, jou verkrachtingssyfers. Een van my oud studente, Frans Cormier, sê dat meer mense in moord in Suid-Afrika gedood is as wat in die Midde-Ooste dood is in dieselfde tyd. Nou sit al hierdie goed by mekaar en plaas dit ook binne 'n internasionale raamwerk wat baie dinamies, baie onvoorspelbaar is. Daar's ons werklik hier by 'n krisispunt. En my oordeel is dat hier veral twee belangrike faktore die krisis dryf. Die eerste is die dinamieke in die ANC en die uitspeel daarvan. Die tweede is die ekonomiese krisis en die gebrek aan bestuur. Nou, hoe hanteer mens hierdie krisisse as burgery? Die staat staan in die teken van totale verval en agteruitgang. 80% skole is disfunksioneel, 80 tot 90% munisipaliteite is disfunksioneel. Wat moet ons as burgery doen in hierdie tye? Hoe moet ons deelneem en hoe moet ons te werk gaan? Kan 'n konstruktiewe benadering ons nog help
of moet 'n mens jou wend tot buitestelsel aktiwiteite? En hier is reeds groepe wat begin neig in daardie rigting. So ek dink dis die vraag, watter rol speel die burgery en watter rol behoort ons te speel? En wat my betref, die leidende rolspelers hier is groeperinge soos byvoorbeeld Sakeliga, wat binne die konteks van die ekonomie reuse werk doen. Ek dink ander groeperinge binne die solidariteitsbeweging doen dit ook op maniere, die hele selfdoen benadering. Iets werk nie, nou skep jy maar die kragte wat jy kan om iets te maak werk. Maar daarby, ek gaan dit daar los. Dis nou soos my oud professor van was Potgieter gesê, dis net 'n oopmaak gesprek, so julle neem deel en julle vra die vrae. Daarby oor na jou toe. Maar is een of twee miskien opmerkings om mee te begin, en dit is dat ek is eintlik altyd verstom om te dink dat 'n groot sosiale stelsel, soos kom ons noem dit nou maar 'n land of 'n politieke struktuur, eintlik op 'n manier werk. Hoekom is dit so? Hoekom is dit so dat suksesvolle lande werk? En hoekom is dit so dat mense polities saamwerk met goeders te doen? En ek dink voor die gesprek het ek en jy daaroor gepraat, is dat jy dink die staat is staat is eintlik die begin en die einde op 'n manier van baie goeders. As politieke wetenskaplike werk ek met daai verwysing, ja. So, en ek dink een van die redes hoekom goed op 'n manier werk is omdat ons 'n stelsel in plek gestel het wat baie skokbrekers binne in hom het. Maar mense moet onthou, 'n skokbreker kan soveel skok vat en nie meer nie, dan begin die spulletjie uitmekaar uit te val. Kom ek noem wat ek daarmee bedoel, miskien 'n paar voorbeelde, en miskien 'n soort van 'n teoretiese agtergrond. As 'n ekonoom, nie 'n politieke wetenskaplike nie, my idee van 'n demokrasie is dat mens besluit saam, of dis 'n kollektiewe besluitneming oor kollektiewe goedere. Dis die teorie vanuit 'n ekonomiese oogpunt. Dit beteken dat ons besluit kollektief oor waaroor ons moet besluit. Ons goeie soos byvoorbeeld verdediging is 'n uitstekende voorbeeld van 'n ding waaroor ons kollektief moet besluit. Miskien selfs verder gaan en sê hulle polisieering is 'n ding waaroor ons kollektief moet besluit, met ander woorde die demokrasie. Mens kan verder gaan en miskien sê infrastruktuur, miskien onderwys wat jy nou ook al wil insluit, maar daar is nogal riglyne vir wanneer 'n ding 'n kollektiewe ding is. Nou daai goeders wat kollektiewe goeders is, daaroor besluit ons kollektief. Dan is daar sekere goeders wat sekerlik nie kollektiewe goed is nie. As ek byvoorbeeld 'n brandewyn en Coke wil drink en ek wil dit ernstig gaan koop, dan het dit niks te doen met die meerderheid nie. Die meerderheid kan nie vir my sê ek mag of ek mag dit nie gaan koop nie, maar dit is sekerlik nie 'n kollektiewe ding nie en daarom nie deel van die demokrasie nie. So dit is die eerste goeders waaroor besluit ons, en ek dink in die geval van Suid-Afrika het ons besluit dat ons gaan demokraties of kollektief besluit oor 'n verskriklike klomp goeders, wat dan impliseer dat die staat 'n baie groot rol moet speel. Aan die ander kant weer moet ons nou besluit, hoe gaan ons hierdie spulletjie finansier? En ons finansier dit natuurlik met belastings, en daar's 'n hele klomp teorie agter belastings, en basies gaan dit daaroor dat 3 maatstawe, daar's baie goed wat belangrik is vir belasting, maar dit gaan oor die equality of gelykheid. En daar's 3 vorme van gelykheid. Jy kry 'n absolute tipe van gelykheid wat sê almal betaal presies dieselfde. Almal betaal R1000 'n maand aan die staat, maak nie saak hoe oud jy is nie, maak nie saak wat die inkomste is nie, dis absolute gelykheid. Dit is 'n voorbeeld daarvan is byvoorbeeld 'n kolbelasting of sogenaamde polbelasting. 'n Tweede vlak van gelykheid is iets soos byvoorbeeld ons almal betaal relatief dieselfde. Ons betaal almal 10% van ons inkomste. Dit betaal ons aan die staat. Byvoorbeeld, ons is almal gelyk, almal betaal 10% van ons inkomste. En dan 'n derde vorm, en dis die vorm wat op 'n manier hou vasgekry het in die moderne wêreld, is 'n sogenaamde progressiewe tipe van gelykheid. Nou dit is 'n bietjie van 'n teenstrydigheid, want hoekom kan iemand meer betaal as iemand anders? Dit het niks te doen met gelykheid nie, maar op 'n of ander manier word dan nou beweer dat 'n derde vorm van gelykheid is 'n progressiewe gelykheid, wat beteken ouens wat meer welgestand is, moet progressief meer betaal, soos wat hy ryker word. Nou dit is waar die skokbrekers in die land so 'n bietjie van 'n probleem begin optel, want aan die een kant het die staat nou al so sy vingers in goeders ingedruk, waar hy nie veronderstel in myns insiens hoef betrokke te raak in die eerste plek nie, maar hy het nou daarbey betrokke geraak en hy het so verskriklike gemors daarvan aangevang in die heel meeste gevalle, dat hierdie goed besig is om uitmekaar uit te val. Aan die ander kant het hy die belastings, daai sogenaamde progressiewe gelykheid van die belasting, tot so 'n mate verhoog het, dat daai ouens wat daai belasting betaal het nou 'n plek bereik wat hulle sê hulle wil nie meer belastings betaal nie. Die spulletjie is nou heeltemal te veel. En as mens kyk na die syfers, is net nou eenvoudig na die syfers, dan kom jy inderdaad agter, laat ons is hierso by wat jy noem 'n kantelpunt. Laat ek miskien 'n paar syfers noem, en hoekom ek besonder bekommer is, veral oor die volgende klompe jare. Nou ons het blykbaar ongeveer 65, nou elkeen van die syfers hier noem ek met my tong lekker diep in my kies, want niemand weet werklik waar die syfers is nie, maar hier's 'n paar syfers. So ons is blykbaar so wat 65 miljoen mense in die land. Van hierdie 65 miljoen is so amper 19 miljoen mense
wat van die staat af 'n grant of 'n maandelikse oordrag ontvang. Van hierdie 65 is 2 miljoen mense, eintlik bietjie meer, wat elke maand by die staat 'n salaris ontvang. Dis nou staatsamptenare van heel onder dwarsdeur staatsbeheerde instellings hier rond. Let op, ek gebruik die woord hulle ontvang dit. Ek hoor baie keer sê mense hulle verdien dit. Dis natuurlik verdien is 'n waardeoordeel. Ontvang is 'n feitelike situasie. So dit ons met die onderskeid tref tussen die twee woorde. Hoor dit ook al sê, so 21 miljoen mense kry elke maand by die staat 'n inkomste van 'n aard. Daar's 14 miljoen mense wat werk het in die land, waarvan 2 miljoen staatsamptenare is en 12 miljoen van die mense is nou in die produktiewe sektor. En die heel meeste belastings word deur daardie mense betaal. As mense gaan kyk byvoorbeeld na die belangrikste belasting, persoonlike inkomstebelasting, wat 2 miljoen mense wat betaal omtrent al die persoonlike inkomstebelasting en so iets soos 100 maatskappye betaal by verre die grootste gedeelte van totale maatskappybelasting, wat die derde grootste belasting is byvoorbeeld. So die belastinglas het tot so 'n mate nou verhoog en dit is so verskriklik skeef, maar dis nie teenstaande het die staat se skuldvlakke gestyg tot vlakke wat totaal onhandhaafbaar beginne word het nou. Nou as jy kyk na die minister van Finansies se begroting, dan beplan hy daai 21 miljoen mense wat van die staat af 'n inkomste kry en ook hou in gedagte, daar's 12 miljoen wat nie werk het nie. Armoedevlak het geweldig toegeneem in Suid-Afrika. So dit is 'n moeilike situasie en die minister van Finansies sê vir ons oor die volgende klomp jare gaan hy daai 21 miljoen mense se salarisse of inkomste verminder in reële terme. Nou dit, sonder enige twyfel, skep 'n platform waar dinge baie sleg kan verkeerd gaan. Ek sê, ons sien dit al reeds, ons gaan geweldige toename sien in sosiale spanning, opstande, hierdie goeie van tyres brand in die strate, daai goed, ons sien dit al reeds en dit is eintlik onvermydelik, want daardie mense, daai arme mense, se inkomste sal daal oor die volgende klomp jare. En dis waar ons onsself bevind. En daai balans wat ons het, tussen die ouens wat die staat wat geld van die staat af lewe en die staat wat die staat finansier, daai ding begin uit mekaar uit te rafel. En dis eintlik die gom wat ons hierdie ding noem Suid-Afrika aan mekaar hou. En as daai ding uit mekaar gerafel het en uit mekaar uit begin val, dan dink ek aan plekke soos, ek sê nou nie ons is op pad soontoe nie, geen land is dieselfde nie. Maar ek dink aan plekke wat polities uit mekaar uitgeval het, dis baie voorbeelde in Afrika. Ek meen die Kongo byvoorbeeld is amptelik 'n land, maar dis nie 'n land nie, is eintlik net 'n groot plek. Dis eintlik 'n klomp fiefdoms. Somalië is 'n ander voorbeeld en so. So dit is ongelukkig wat ek dink 'n baie goeie moontlikheid is wat uiteindelik van Suid-Afrika kan word. Ons fiks natuurlik die probleem deur 'n effektiewe, nie korrupte regering daar te kry. En dit kan ons nie hê nie, want die hele ANC, die hele patronaat teer eintlik op die staat. Dis nie 'n regering en miskien kan ek net die laaste punt maak voor ek graag die agbare professor se kommentaar sal wil hoor. Baie mense sê die ANC is 'n linkse organisasie, baie mense sê is 'n sosialistiese organisasie of 'n kommunistiese organisasie. Dit is nie dit nie. Mense is besig om hulle heeltemal te veel krediet te gee. Die ANC en die drie partye alliansie is eintlik net een reusagtige organisasie wat op die staat teer. Hulle gebruik die retoriek van die ideologie van die linkse ideologie en die woorde en die promises wat daarmee saamgaan. Maar daar is 'n paar ideologs. Pravin Gordhan is 'n goeie voorbeeld. Hy's 'n regte ideoloog. Ons finansier sy stokperdjies, Suid-Afrikaanse lugdiens. Want hy glo in sy kop. Hy kan nie verstaan dat dit nie wil werk nie want sy chums. En die ANC moet dink soos hy. Hulle dink nie soos hy nie. Hulle staan net belang daarin om te teer op die staat. En dis die probleem. So ek is bevrees. Ek dink nie ons kan die regering hervorm nie. Ons moet ontslaa laat van die ANC. Dis 'n kriminele organisasie wat voorgee om 'n regering te wees. Dawie, ja, ek dink jou laaste stelling is 'n harde stelling maar ek is bevrees dit is 'n korrekte stelling. Ek kan 100% saamgaan met jou analise. Ek wil net 'n politieke perspektief gee op dit wat jy daar sê. En ek wil die term gebruik sosiale en politieke ingenieurswese. Wanneer state of samelewings deur krisis gaan hulle gewoonlik in 'n tipe van 'n bedeling in waar hulle alles wil beheer en bestuur. Ons het met apartheid dieselfde probeer doen destyds. Kolonisasie was ook 'n vorm van sosiale en politieke ingenieurswese. Transformasie as 'n uitkoms van die nasionaal-demokratiese revolusie-idee is presies dieselfde. Hulle wil alles beheer, so ons praat eintlik hier in praktyk van 'n maksimum staat. Hulle definieer jou tot 'n raskategorie, tot kleur, en dit is feitelik so dat hier nou meer rasgedefinieerde wetgewings is as in die voorafgaande tyd.
Dit wys jou hoe ver beweeg hulle met sosiale ingenieurswese. En dit gaan totaal teen die wese van demokrasie. Want demokrasie gaan oor minimum staat. Jy moet die staat die minimum mag gee en die burgery moet maksimale vryheid geniet. En dis op die oomblik presies die teenoorgestelde. Want jy het 'n korrupte, revolusionêre organisasie binne 'n mislukte staat wat werk in eie belang en wat eintlik alle reëls op alle vlakke oortree ten einde persoonlike belang hoër te stel as die algemene belang. En in kort beteken dit, hierdie bedeling kan homself nie volhoubaar bestuur oor die dekade wat kom nie. Iewester moet hierdie uitrafeling begin. En ons sien dit op soveel vlakke. Ek lees 'n tyd gelede, en soos Dawie sê, syfers is syfers, dis in ons wêreld eintlik maar riglyne, indikatore, perspektiewe. Maar ons sê ons is 'n regstaat. Maar kan jy sê jy's 'n regstaat as jou suksessyfer minder as 10% is vir jou groot misdade? Dan werk die stelsel nie. En hier wil ek die punt maak, ons mag die pragtigste demokrasie hê op papier. Maar in praktyk sit jy met 'n groter disfunksionele staat en 'n korrupte owerheid. En dit definieer die omgewing. So die gevolg is, om nou hoë aansprake te maak op demokrasie, is gewoon nie waar nie. Want ons kan nie dit wat in teorie en in die grondwet bestaan, in praktyk uitleef. En daar is soveel syfers, en daar het dit genoem, wat dit bewys. Vir my gaan 'n demokrasie primêr oor vryheid, dis ekonomiese vryhede, politieke vryhede en sosiale vryhede, en daai goed moet mense kan uitleef. Die staat se rol is die minimumrol. Hulle moet kyk na groot goed soos verdediging, buitelandse sake, polisieering en sulke tipe goed. Maar ons staat loop die teenoorgestelde lyn. Hulle wil alles beheer, maar die uitkoms is dikwels omgekeerd van wat hulle stel as ideaal. Jy maak twee punte hierso wat vir my baie belangrik is, en ek dink miskien kan ons 'n bietjie daaroor gesels. Die een is dat jy sê die staat is besig om in meer goederes in te meng, en die staat is besig om meer beheer oor goederes oor te neem op verskeie vlakke. Ons sien dit, daar's geen twyfel daaroor nie. Maar daar word baie keer die punt gemaak en gesê dat die enigste probleem in die land, as ons net die president kan kry, want hy doen alles reg, hy's aan die goeie kant, hy's een van die goeie ouens. As ons net die president kan kry om sy eie magsbasis 'n bietjie meer te konsolideer en ontslaa raak van die eises wat daar is en 'n paar van die ander ouens, dan gaan dit beter begin gaan. So want hy gaan dan die goeders reg begin doen. So jy twee vrae hierso. Gaan dit help as ons die goeders begin reg doen? Of is die eintlik 'n probleem dat ons of is die twee probleme? Ons doen nie goed verkeerd, maar ons doen ook die verkeerde goed. Ek dink dis waarskynlik laasgenoemde scenario. Kom ons werk met die teens-Elof-lyn wat gesê het as ons hierdie land wil omdraai na iets beter toe, werk ons met ten minste 'n 10 jaar proses. Die positiewe aan die Ramaphosa kant is dat hy begin het om sekere strukture wat ingeplof het, te begin herstel. Ek dink die vervolgingsgesag is 'n voorbeeld daarvan, ander hoofstuk 9 instellings. Hy gee tog 'n bietjie aandag aan die goed, hy gee geloofwaardigheid aan die grondwet. En ek dink op 'n manier is hy besig, en ons sien nou die proses, waar die ANC getransformeer word van 'n bevrydingsbeweging na 'n politieke party toe. En dit hang saam met die ontslaa raak van die bagasie gekoppel aan die RET groep en hulle denke. Maar ek is tog bekommerd dat die korrupsie te wyd en te groot lê. Frans Cronje wys daarop dat 80 tot 90% van die NK van die ANC is direk of indirek geassosieer met korrupsie. Maar daar wie jou vraag sny ook breër. Kan jy die owerheid verander na 'n funksionele omgewing toe? Dis eintlik die vraag. En binne 'n transformatiewe konteks kan jy nie. Want jy kan nie met kaderontplooiings die beste mense in posisies kry nie. Gaan kyk na jou suksesvolle state. Jou beste en sterkste mense eindig op in jou bestuur
van jou staat en in jou regeringsomgewings. By ons is dit dikwels die mees korrupte kaders en die mense met netwerke en koneksies. En dit het nie noodwendig 'n rasselyn nie. Hier is nie 'n direkte rasselyn hierby betrokke nie. Maar die probleem lê in die owerheidskonteks en dan die punt wat jy ook aanraak, eintlik is ons toenemend besig om die status te ontwikkel van 'n mislukte staat. Nou daar's 3 fases van mislukking. Die sagte staat, korrupsie en grensbeheer is 'n probleem. Dis die eerste fase. Die tweede fase is hy kan homself nie meer begin bestuur nie. Ons is definitief al by fase 2. Die derde een is 'n baie interessante een. Hy verloor beheer oor soewereiniteit. In ander woorde, en jy het die voorbeeld gebruik van die DRK of die Kongo. Daar's verskillende soewereiniteite. Die hele struktuur plof in en jy kry eintlik krygsheere wat beheer oorneem van territoriums in die staat. En as jy mooi gaan kyk, dan kry ons daai tendens reeds binne Suid-Afrika. Gaan kyk maar KwaZulu-Natal, hoe funksioneer KwaZulu-Natal? Een van die mees gewelddadige omgewings wat daar is. Alexandra hier aan die ander kant, misdaad mafias, die Wes-Kaap. Ons sien hoe ander strukture die plek oorneem van die staat. En ek dink die beginpunt om goed reg te maak is nie noodwendig die demokrasie nie, maar ons moet die staat herstel as 'n instelling. En die vraag is, en dis ook 'n vraag wat ons in die scenario wêreld probeer hanteer, gaan die Suid-Afrikaanse staat bly voortbestaan vir 'n onbepaalde tyd? En ek en jy het daai gesprek gehad op 'n ander forum. Ja. En dan sien jy die uitsprake wat kom uit KwaZulu-Natal. As dinge verkeerd loop vir die Zulus, dan sê hulle ons partisioneer, ons trek uit. Cape Exit is 'n voorbeeld daarvan. Op 'n ander manier is die Orania-proses ook 'n beweging in die rigting van selfstandigheid. So dit lyk vir my of die staatkundige bedeling in die volgende dekades homself kan herdefinieer. En dis hoekom ek sê die verandering waarin ons nou staan is waarskynlik die grootste, nie sedert 94 nie, maar sedert 1910. Daar wil jy ook kommentaar. Ja, ek wil net 'n opmerking maak. Jy het genoem na KZN en na die Weskaap en selfs Oranje op 'n manier. En elkeen van hulle is 'n geografiese gebied op 'n manier. Ek dink dit raak minder relevant om verskeie redes, want maar 'n baie belangrike rede is weens tegnologiese veranderings. Tegnologiese veranderings beteken ons kan almal ergens in die wolke aan 'n klub behoort van die een of ander aard. Ons kan in 'n gemeenskap behoort ergens in die cloud. En jy hoef nie op 'n plek noodwendig te bly nie. Natuurlik is ons fisiese wesens en jy het nodig om veilig te wees op 'n manier, maar ek kom al meer en meer agter dat mense besig is om hulle self digitaal ergens te organiseer, ergens met 'n rekenaar. Dit is wat jy nodig het, jy 'n bietjie hardeware nodig, jy het natuurlik 'n koneksie nodig. En daar's ander voorbeelde ook, en ek weet dis nou nie waaroor die gesprek gaan nie, maar die sogenaamde cryptocurrencies wat in 'n manier dit toelaat om selfs op finansiële gebied, wat Piet gebruik die term, hy sê staatsbestande ondernemings tot stand te bring, want ek dink dis 'n baie mooi woord wat hy eintlik moet gaan patenteer, of ten minste gaan koop by die Woordeboek van die Afrikaanse taal, Piet. Hoe dit ook al sê, so dit klink vir my, en wat ek die afgelope tyd opgemerk het, as soos wat ons probeer om die staat reg te kry, en soos waar ek ons gee toe, hier en daar wel vordering gemaak word, vir die afgelope tyd polities, teen hierdie tempo gaan ons nooit die ding kan regkry nie. Die stappies is net eenvoudig te klein. En intussen is die staatsfinansies besig om tot so 'n mate uit mekaar te val, en intussen is daai hele patronaat nog steeds daar, wat eintlik nie veel bydra lewer tot die land nie. Die vraag is nou eintlik, so wat kan 'n mens dan doen? Moet jy nou maar net eenvoudig gaan wag tot die ding homself eintlik regstel, of is daar ander stappe wat 'n mens kan neem? En ek dink daar's ander stappe wat 'n mens kan neem, daar's ander stappe wat mens moet neem, en natuurlik die groot vraag wat ons eintlik oor moet debatteer, is daardie uiteindelike laaste stap. En dit is om jou belasting terug te hou, om hierdie korrupte organisasie net eenvoudig dood te smoor van die suurstof wat hulle oplewe, en dit is eintlik op geld. Dis 'n vraag wat ons moet vra, en ek dink ons kan miskien daar gesels, maar daar's voorbeelde daarvan. Daar's baie, jy het die voorbeelde genoem van buiteregerings of ander organisasies, so burgerlike organisasies wat hulle self tot stand bring op 'n of ander manier. Ek persoonlik kan vir jou sê, as iemand by my kantoor instap, is eintlik baie twee vrae wat die mense vir my vra. So ek wil nie belasting betaal nie, ek wil my geld die land uitvat. Dis die twee goeders.
En natuurlik, ek wil niemand ooit aanbeveel om enige belasting te ontduik nie. Jy speel volgens die letter van die wet, nie volgens die gees nie, maar volgens die letter van die wet. Bestuur jou geldsaake heeltemal korrek, maar dis die twee goeders. En mense is besig om baie aggressief hulle belastingstrukture so in te rig, dat hulle so min as moontlik belasting betaal. En as maniere om dit te meet, as jy kyk na die sogenaamde elastisiteit van belastingontvangste in die ekonomie, is dit duidelik. Die mense is baie aggressief besig om hul belastings so te struktureer. Behalwe dit, het die belastinglas al tot so 'n mate toegeneem dat dit allerlei negatiewe impakte op die ekonomie. Byvoorbeeld, as jy te veel belastings op die potensiële spaarders plaas, dan is daar net eenvoudig nie geld oor om te spaar nie. En die ekonomie kan nie funksioneer sonder spaargeld en investering byvoorbeeld nie. So dit is besig om te gebeur. Mense is besig om aggressief hulle belasting so te struktureer byvoorbeeld en net eenvoudig die geld in land uit te vat. So moet 'n mens, dis nou 'n vraag, moet 'n mens, jy hoef nie natuurlik en daar is so te loop, klaar belastingboikot soos wat ek nou genoem het, maar daar's baie beter voorbeelde. Ek meen die tolpaaie is niks anders as 'n belastingboikot nie. En 'n baie interessante manier of 'n interessante hoek hierop eintlik is dat selfs die staat is besig met 'n belastingboikot. Die staat is besig met 'n belastingboikot want baie staatsbeheerde instellings het nie meer geld om belastings te betaal nie. Hulle hou hulle eintlik is die ouens soos Denel besig met 'n belastingboikot. Dis deel van die staat. So want hulle het nie meer geld nie. Hulle is natuurlik in die afgrond en bestuur finansiëel, maar moet 'n mens hierdie tipe van goed doen? Nou jy kan 'n belastingboikot nou doen op verskeie maniere. Jy kan die tolpad manier volg. Jy kan almal bymekaar kom en vir die mense sê luister hier, kom ons hou op om belasting te betaal wat waarskynlik onwettig is, of jy kan op 'n passiewe manier probeer om die stelsel te ondermyn. Almal gaan 12 uur die nag as jy moet jou belastingvorm invul, gaan almal in crashes die stelsel. Byvoorbeeld, of jy query elke ding wat SARS vir jou sê. En miskien net wat SARS met 'n interessante ding. SARS is ook bekommerd oor hierdie goeders, die belastingontvanger. Want hy probeer voortdurend homself eintlik weg te trek van die staat af. SARS sien homself as 'n aparte eenheid. Baie keer vind mens dat hulle maak planne onder mekaar wat hulle weer begin om te doen, maar kom ons gehoor wat sê SARS. En SARS is eintlik die ouens wat op 'n manier bietjie sanity terugbring na die staat op 'n baie manier. So SARS speel 'n rol. Hy probeer nie gesien te word as die staat nie. Hy's eintlik probeer gesien word as 'n derde speler en nie deel van hierdie hele korrupte spul soos wat dit is nie. Maar dis iets wat ons moet bespreek. Moet 'n mens tot hoe mate en hoe moet 'n mens belasting weerstand bied teen die suurstof wat hierdie hele stelsel in gang hou. Kan ek net 'n laaste punt maak? Ek het net te verduidelik wie betaal die belastings en hoeveel van persent betaal. Ek het so 'n rowwe berekening gemaak. Daar's waarskynlik 10 en hulle is mans meestal in die land. Daar is so wat 10 mans in die land. Wat onthou, daar's 'n paar maatskappye. Dis minder as 1000 maatskappye in die land wat oor die 90% van die maatskappybelasting betaal. En dis minder as 2 miljoen persoonlike individue wat 70% persoonlike inkomstebelasting betaal. Maar hulle betaal nie die belasting nie. Die ouens wat die belasting betaal is die finansiële direkteure van die groot maatskappye. En hulle is finansiële direkteure, hulle betaal die maatskappybelasting oor aan SARS, maar hulle trek sommer die belasting, persoonlike inkomstebelasting af van hulle werknemers. Hulle betaal dit ook na SARS. Hulle ontvang al daai BTW namens SARS en hulle betaal dit ook aan SARS. En daar's waarskynlik 10 ouens in hierdie land wat verantwoordelik is, waarskynlik in die omgewing van die helfte van die totale belastings in die land wat werklik die oorbetaling doen aan SARS. Ek wonder ons moes hulle miskien uitgenooi het om vandag hier te wees. Dawie, ja, dis 'n baie interessante perspektief wat jy hierso gooi en ek het nog altyd gereken ekonomies is die belastingbasis die ding wat dinge gaan maak of breek vorentoe en ek dink jy beklemtoon dit. Maar as ek die vraag kan terugbring na die politieke konteks toe. As ons nou al hierdie goed vir mekaar sê, wat doen ons daaromtrent? En ek dink hier is oppositie politiek nie op die vlak wat hy moet wees nie. Ons is gebrekkig in terme van leierskap in oppositie. En ek voer op ander forums, en Dawie is ook by van die goed betrokke, voer ons gesprekke met politieke leiers. En hulle het gewoon nie hierdie insig of die vermoë om hierdie goed te neem na die politieke omgewing en die punte waar dit saak maak nie. Nou waar laat dit ons? Nou moet jy in 'n burgerlike omgewing begin te organiseer. Nou kry jy dat instellings eintlik 'n politieke rol begin te speel wat hulle nie behoort te speel nie. Maar my kyk is, ons benodig die leierskap in die oppositieomgewing, kernkwessies op tafel en dan moet ons dringend aan strategieë werk.
En my kyk daarop is dat strategieë moet so ontwikkel word met maksimum impak. En kom ons sê dit vir mekaar en dit word wyd gekommunikeer dat die ANC definitief die grootste misdaadorganisasie in die Suid-Afrikaanse politieke geskiedenis is. En op geen manier kan jy demokraties gesproke met die waardestelsel van die demokrasie daardie bedeling regverdig en of in stand hou. Kom ons maak een som. Gee my een voorbeeld in die wêreld waar staatskaping tot die waarde van enige iets van 500 biljoen tot 1,5 triljoen gereken word. En gaan kyk wie het opgeëindig via regsprosesse in die hof en in die tronk. Hoe lank is hulle besig met Jacob Zuma? Dis al 12, 15 jaar en dit gaan nog steeds aan. Iewerster moet ons indringend herbesin, want die kort en die lank is die bedeling werk. En ek begin te wonder of Pierre de Tooy van Stellenbosch, wat al in die laat 90er jare gesê het, ons moet teruggaan na die tekenbord. Ons moet weer gaan sit en beplan in terme van 'n opvolgskikking, of ons nie nou daardie punt bereik het nie. En laat ons die rigting inslaan. Die beginsels is goed, maar so was die Weimar Republiek, wat terloops gereken word as die beste grondwet wat ooit in die geskiedenis geskryf is. Teoreties, prinsipieel baie goed, maar laat jy kyk na die toepassing en na die uitvoering daarvan. En ek dink dis die uitdaging voor ons. Dit is die groter prentjie. En eerlik, as ek in die politiek moes staan, sou ek groeperinge gemobiliseer het vir daardie doel, om substantiëre, ingrypende, hoë impak verandering te bewerkstellig. Ongelukkig het ons nou klaar op hierdie tier teruggeklim. En as jy nou op hierdie tier gaan afklim, dan weet ek en dan gaan hy vir jou opvreet. So jy moet wat jy sê, ons moet eintlik 'n nuwe politieke bedeling op 'n of ander manier tot stand bring. Ek dink so. En ek het daai 21 miljoen mense wat ek net oor van gepraat het. Die hele patronaat wat die ANC en die drie party alliansie verteenwoordig, hulle gaan dit net eenvoudig nie toelaat nie. Hulle sal dit net eenvoudig nie toelaat nie. Maar dit is hulle brood en botter, die struktuur soos wat dit nou is. En dis die deel wat my bekommer. Ja. Dis die deel wat my bekommer is dat hulle gaan dit nie los tot die laaste krummeltjie brood opgevreet is nie. Maar nou sê jy ook, dit is nie volhoubaar nie. So iewers gaan hy buitendien in 'n moeilikheid inhardloop, dan moet jy gaan sit en jy moet gaan beplan. Jy moet gaan strategieë kry, want dit is duidelik die bedeling werk nie. En ons kan hom funksioneel gaan kyk. Kyk na jou staatsregprosesse. Kyk na al jou instellings van Eskom af dwarsdeur. Die goed werk nie. Iewerster moet jy meganismes en maniere kry om hulle te maak werk. En ek dink daar moet ons na tekenbord. Maar wie's daai? Wie moet dit doen? Dit lê by my en jou en die gewone burgers wat by mekaar kom en sê ons is ontevrede, dit is die punte, kom ons neem hierdie sake vorentoe. En wat ek sê is ek mis die leierskap wat hierdie goed kan artikuleer en na vore kan bring. Dit lyk my of oppositiepolitiek elke keer hulle self op 'n een of ander manier in die voet skiet. Ja. En hier wil ek sê wat van die inligting wat ek kry is dat die Demokratiese Alliansie waarskynlik baie swakker gaan presteer in die komende verkiesing as ooit van tevore. Daar is mense wat reken, ons praat hier van 12 na 15%. Die ANC kan in 'n moeilikheid inhardloop as die RET groep sou besluit om uit te breek, en dit lyk vir my of daai scenario al hoe meer waarskynlik word. Trouwens, die name loop al rond en die embleme van 'n ander identiteit. Dit kan ons by 'n punt van groot onstabiliteit bring in die volgende jaar, veral as die ekonomie ook nie saamwerk nie. So ek lees, en jy stem daarmee saam, 'n redelike onstabiele omgewing. Ja. En ek dink nog altyd, mense moet die kwessies op tafel stel, maar jy moet probeer om weg te stuur van groot onstabiliteit. Kyk of jy dit proaktief kan bestuur op 'n wyse waarin jy die beste belang van almal op die hart dra. Maar die goeie nuus ten minste in Suid-Afrika, en ek dink dit is altyd nodig om dan ernstig dit ook uit te lig,
is dat Suid-Afrika is 'n baie spesiale land op verskeie vlakke. Ek meen ons het 'n infrastruktuur wat geen ander land in Afrika byvoorbeeld het nie. Ons het menslike kapitaal in Suid-Afrika wat kan vergelyk word met die beste in die wêreld. In die finansiële markte weet ek dat ons finansiële markte besonder likwid is, goed gereguleer is, goed geïntegreer is met die res van die wêreld. As dit tegnologie aanbetref, ons het dit alles. En eintlik op 'n perverse tipe van manier is dit soos die staat besig is om aan duie te stort, so skep dit al meer en meer geleentheid eintlik vir die privaat sektor. Wat is alreeds in 'n groot mate baie suksesvol. Ek meen ons het die polisiemag in Suid-Afrika is vir alle praktiese doeleindes reeds geprivatiseer. Byvoorbeeld. So eintlik is ons besig om 'n werklike libertynse staat hier tot stand te bring en die rede en eintlik moet ons die ANC daarvoor bedank. So dis een goeie ding wat die ANC gedoen het. Hulle het die staat eintlik vernietig onder ons gatte uit en ons die geleentheid gegee om 'n nuwe staat op 'n manier tot stand te bring. Ja, ek stem daarmee saam. Op 'n manier, en dit is nie binne die konteks wat Lodewijk 14 dit gesê het nie, maar die staat, dit is ek. Soos die staat in 'n krisis inbeweeg, word jy geforseer om kerntake van die staat oor te neem. En die syfer wat Dawie na verwys is, hier is ten minste 500,000 mense in privaat veiligheid. Terwyl daar omtrent, ek dink 150,000 polisiemanne en vroue is. In Potchefstroom byvoorbeeld, as daar enige iets gebeur, dan gaan jy eers na Mooirivier Sekuriteit toe, en dinge werk deur Mooirivier Sekuriteit, en daar's ook so 'n ander groepie, hulle hanteer die dinge, dan skop die polisie in, as 'n nagedagte. Maar die praktyk van polisieering is Mooirivier beskerming. So eintlik het ons die staat op 'n ander manier reeds gekaap. As ek dit nou so kan sê, so in daai sin is jy reg. Maar op 'n goeie manier. Op 'n goeie manier, dit is lus. Gaan ons daar gaan sit? Nee, julle bly sit hierso. Ons gaan nou vir die gehoor kans gee. Baie dankie Dawie en Andrei. Ek gaan nou vir die gehoor kans gee die ouens wat hierso sit en die vroue om 'n paar vrae te vra. En ek dink ons gee kans vir so 3-4 vrae om aan Dawie en Andrei. Ek wil graag weet, ons praat van oppositiepartye wat nie sterk en gedrewe leierskap het. Maar dan sien ons as die burgerlike kerels aan oor sê hulle ons sal die slaggate regmaak en al die klas van dinge. Wat hulle doen met hulle eie geld. Dan sê ons kom ons kyk na 'n tipe van belastingboikot toe. As ons aanhou om slaggate reg te maak, wat gebeur dan? Gee ons die staat net meer geleentheid om die geld vir ons oor te betaal te wanbestee op iets anders nie. Want as ons nie ordentlike doelgerigte leierskap het in oppositieparty, dan klink dit vir my asof die oppositieparty maak saak wie hulle is nie. As die regerende party links gaan, dan gaan ons regs, maar ons dink nie noodwendiglik altyd wat regs in nie. In kom dan die bordjie wat ons dan moet gaan en gaan herbesin. So as net op 'n klein aspek van dit fokus en ons sê kom ons vat die slaggatprobleem. Hoe sal ons daarna kyk om dit konstruktief te doen sodat dit opbouend en volhoubaar is, maar tog op 'n manier die staat dwing om verantwoordelikheid te vat om ons basies daai geld byvoorbeeld terug te gee, want ons bestee dit uit geld wat eintlik volgens die belasting die belastinggeld moet gaan vir dit. Is daar 'n manier wat mense daarna kan kyk? Ek dink daar is definitief maniere om daarna te kyk. Helen Zille so gepraat het van 'n single issue approach, waar jy bepaalde kwessies neem en jy kry partye wat saamwerk rondom sekere kwessies en jy hanteer dit. Maar so op die kantlyn wat jy sê, het in Potchefstroom 'n interessante uitspeel gehad. Daar het hulle begin om ook die potholes en die goed reg te maak en die munisipaliteit het heen gegaan en 'n bietjie ondersteuning gegee aan maatskappye, groot maatskappye wat die goed professioneel hanteer. Toe was daar 'n groepering wat gemobiliseer het en die maatskappy gaan ontwrig het. Want die maatskappy is 'n wit maatskappy wat geleenthede wegneem van swart mense. Dit is hoe ver die goed gepolariseer is. En ek dink oppositiepolitiek kan inkom en van hierdie goed help koördineer. Maar die problematiek is en bly. Jy verkry politieke mag en politieke mag lê ook in bureaukrasie en ook in strukture en in sosiale organisasies. En jy wend dit aan tot ekonomiese en finansiële voordeel. En dan jy 'n basis vir korrupsie. En dis wat ons hier sien.
So uiteindelik het jy 'n integriteitsprobleem, jy het 'n waardeprobleem en jy het die term gebruik verantwoordelikheid. Dis waarskynlik die grootste probleem binne ons demokrasie, dat niemand aanvaar verantwoordelikheid nie. En die problematiek van 'n demokrasie is, jou regte is my verantwoordelikhede en omgekeerd. So as mense nie verantwoordelikhede nakom nie, kan jy ook nie regte hê nie. En daar lê die problematiek. Kom ons wees maar eerlik, dat daar is al voorbeelde van wat gebeur en die howe ondersteun dit in sommige gevalle en ek is nou nie 'n regskenner om te weet hoe ver mense dit nou kan druk nie, maar daar is tog voorbeelde veral in die Vrystaatse platteland waar die mense net eenvoudig hulle belastings teruggehou het en in fondse inbetaal het en laat jy dan nou jou daarvan aan eis en dis meer in die howe en ek dink die tipe van goeders kan moontlik oor tyd al meer en meer gebeur met die ondersteuning van byvoorbeeld die howe. Dit is heel moontlik dat dit kan gebeur. Maar daar's 'n manier om baie van hierdie belastings eintlik op 'n wettige manier te ontduik in aanhalingstekens. En 'n uitstekende manier is elektrisiteit. Dis eintlik 'n baie goeie voorbeeld. Gwede Montage, hy spring rond soos 'n kat op 'n warm plaat natuurlik. Hy wil nie die privaat sektor toelaat om krag op te wek nie. So hy gee vir hulle 10 megawatt. Wat is die nuutste wat hy gesê het dat hy gaan nie meer as dit gee nie, maar hy het 'n opname genoem onder 10,000 mense. Nou ek dink dis 'n klomp twak om mee te begin. Maar die wat in die praktyk besig is om te gebeur, mense wil nie meer daardie want Eskom is 'n belasting. Dis niks anders as 'n belasting nie. En jy word heeltemal oorbetaal vir wat jy kry. Wat jy kry in die geval partykeer kry jy nie eers elektrisiteit nie. So jy ontduik belasting deur jou eie solarpanele byvoorbeeld op te sit. So dis 'n manier. En dit is hoekom Eskom wil hê as jy aangesluit is by die grid moet jy ten minste 'n groot gedeelte betaal, want hulle kom agter. Mense is besig om hulle Eskom geld te ontduik wat op 'n vorm eintlik neerkom as 'n belastingontduiker. Nog een is, kyk na Suid-Afrikaanse lugdiens, kyk na Mango. Gaan jy 'n kaartjie bespreek op Mango of is SAL? Not a damn, nie ek nie. Ek was noudig op die lughawe wat toe sê ek die ding kon nie eens opstyg nie. So ek is by lughawe maatskappy, dan staan ons in 'n lang ry in die loods kondig aan dat hulle is besig om die air traffic control, wat sê Afrikaans daarvoor, mense te rasionaliseer. As te min mense, so die een wat dit doen moet nou rondhardloop in 'n vliegtuig wat land eers organise en my vliegtuig wat opstyg moet organise en in die proses staan die vliegtuig in 'n lang ry. So maar 'n voorbeeld, so daar's nog 'n voorbeeld. Moet net eenvoudig nie SAL gebruik nie. Moenie Mango gebruik nie. Nie omdat jy nie noodwendig wil nie, maar dit is net te onbetroubaar. So dis 'n manier van belastingontduiking. Gebruik liewer een van die privaat sektor maatskappye wat daai leemte eintlik baie maklik en baie vinnig en finansiëel handhaafbaar gevul het. Niks nie. Absoluut niks nie. Hulle moet aan lang rye staan want AXA is besig om die plek in die afgrond te bestuur. Ek dink wat gesels ook oor van mense wat geld kry van die staat teenoor mense wat geld verdien. Ja, heeltemal. Die omvang van die vernietiging finansiëel en operasioneel van die staatsbeheerde instellings dit kan amptelik nie beskryf word nie. Ek meen dit laat mense hare regop staan. As jy net kyk, ons ken almal van Eskom, maar Eskom is 'n uitstekende voorbeeld. Daar is duisende mense te veel wat daar is. Die ding maak minder krag nou as 10 jaar terug. Sy finansies kan nie meer gered word. Hy is finansiëel kan hy nie aangaan soos wat dit is nie. En dit geld vir die hele lot. Kyk hierdie stokperdjie van Pravin Gordhan, Suid-Afrikaanse lugdiens. Hoeveel keer gaan ons nou geld in daai gat ingooi? Maar uiteindelik gaan die geld ook uiteindelik. Daar's maniere. Dis daar's indirekte maniere om hulle te forceer. David Prof André, baie interessant. 'n Opmerking en 'n vraag. Die opmerking is, kyk, 'n belastingontduiking is moeilik want dis tegnies dis onwettig. So mens moet belastingbeplanning en so aan doen, maar ek dink belastingontsnapping is dalk 'n woord wat pas by jou sonpaneelstrategie. Moenie SAL vlieg nie en so aan. Belastingontsnapping. Dit is tog is dalk 'n opsie. Maar so in die gees van belastingontsnapping, so 20 jaar gelede het ene meneer Cyril Ramaphosa voorsitter gewees van die Swart Ekonomiese Bemagtigingskommissie. En dit was 'n kommissie wat die konsepwet op swart ekonomiese bemagtiging geskryf het wat 2003 deur die parlement is. So ons sit eintlik nou met 'n 20 jaar BEE wetgewingssiklus. En oor hierdie tyd het ons nogal verskillende benaderings gesien. Aanvanklik was dit nogal moeilik om oor BEE te praat. Deesdae van so Thuli Modisela verlede week tot elke tweede persoon sê BEE is 'n slegte idee. My vraag aan julle is, hoe sien julle, hoe sien julle die paadjie met BEE vorentoe? Is dit nog 'n vorm van belasting? Is dit, hoe pak ons daai ene aan? Hoe openlik kan ons al wees? Want dis 'n polities sensitiewe kwessie, né? Mense wil eintlik mos pro-bemagtiging wees, maar nou hierdie ding doen net eintlik skade aan. So hoe hanteer ons dit in die openbare debat en waartoe sien julle dit gaan? Okay, ek gaan vir jou polities antwoord vanuit die perspektief van die dinamika van 'n ideologie.
as jy kyk na B, dan is B een van die kernsleutelkomponente binne jou transformasie raamwerk. As ek dit kan vergelyk met apartheid, dan lê dit omtrent op die vlak van die groepsgebiede wet en die bevolkingsregistrasiewet. Om dit te wysig is om die kernstruktuur van die ideologie, of as jy wil, die paradigma te wysig. Die ANC is duidelik nog nie daar nie. En R.W. Johnson het die interessante opmerking 'n tyd gelede gemaak, dat die visie binne die ANC moet juis nou wees, om daardie ideologie te transformeer tot iets beter. Maar die probleem is hierdie 19 miljoen mense, wat eintlik 'n gekoopte politieke constituency is. So ek sien nie dat hulle hom gaan wysig nie. Ek sien eerder dat hulle hom strenger gaan probeer reguleer en beheer. En hierdie perd gaan ry tot hy dood neerslaan in die slof. Ja. En dan sê, jammer, nou weet ons ook nou nie verder nie. Dit is wat ek sien. Ek sien nie die strategiese visie, leierskap en denke binne die ANC nie. Elemente daarvan kom deur by Ramaphosa en by van sy groep, maar dit is meer nagedagtes. So ek sien ons nie daar nie, en dit is ook hoekom ek redelik seker is, een van die redes, dat ons 'n slegte saak scenario voor die deur het. Want dit moet verander word. Dis eintlik nie net 'n belasting nie, dis eintlik 'n totale blokkasie van investering binne die ekonomie. Want wie wil geld investeer in 'n disfunksionele omgewing waar jy die grootste deel van jou geld moet weggee aan 'n owerheid en regering wat geen dienste lewer nie. Dis blaatante geïnstitusionaliseerde korrupsie gebaseer op ras. Wat die politici nie verstaan nie. Weet, ons praat van die ekonomiese groei van 1 of 2 of 3% of wat ook al. En dit is bitter moeilik vir 'n besigheid om wins te maak. Om 'n ekonomie, elke stukkie so 3% of 5 of 10% in geval van China te groei per jaar, is nie 'n maklike ding nie. Jy met al die beskikbare hulpbronne moet jy maksimaal en optimaal moet jy allokeer om die beste tipe van uitkomste te kry. En as jy net so 'n bietjie sand in die stelsel ingooi, nog 'n ekstra wet, of nog 'n ekstra lisensie wat jy ernstig moet kry, of iemand wat jy ernstig moet omkoop, of iemand wat jy moet aanstel op gebaseer op een of ander politieke of sosiale doelwit, dan draai die masjien so klein bietjie stadiger. En ons het nog ander hindernisse in Suid-Afrika ook, reusagtige hindernisse in Suid-Afrika. So dit is onvermydelik dat jy hoegenaamd inmeng in daardie allokasie van hulpbronne in die ekonomie, dan sal jou ekonomie onderpresteer. Wat ons gesien het. So terloops, dit gaan nie oor BEE nie. Dit gaan daaroor om jy sien dieselfde persone is op dieselfde rade oral, en elkeen van hulle kwalifiseer vir BEE, maar hy is honderde miljoene rande sterk op sy balansstaat, maar nog steeds is hy sogenaamde BEE. Dit gesê wil ek net sê, ek is heeltemal ten gunste van BEE, maar die regte tipe BEE. Eintlik is ek meer ten gunste van empowerment of werklike opheffing. En werklike opheffing begin waar dit veronderstel is om te begin, en dit is deur vir mense wêreldklas primêre onderwys te gee. Primêre onderwys is die sleutel uiteindelik om Suid-Afrika se bevolking almal sogenaamd te empower. Ongelukkig is dit so dat die kwaliteit van ons onderwys in Suid-Afrika, ten spyte van meer geld wat ons daarop spandeer as die res, is die kwaliteit van Suid-Afrika partykeer van die heel swakste in die wêreld. En wie lê daaronder? Plattelandse mense. En dis hoe grootliks, hoofsaaklik, ons plattelandse swart dogters, wat ondermyn word deur die ANC-regering omdat hulle minderwaardige onderwys kry. Dis werklike swart ekonomiese bemagtiging. Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie. En die metropolisie kan jou by padblokkades lastigval om die boetes te betaal. Fines for You vir minder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel, sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za.